In vandag se les gaan ons nog na baie belangrike eienskappe van driehoeke kyk. Die volgende baie belangrike eienskappe van driehoek stellingkie wat ons nou gaan kyk, sê vir ons die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek is gelyk. Stelling 3 sê vir ons die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek is gelyk. So as ons kyk na 'n driehoekie wat 'n gelykbenige driehoek is, soos hierdie driehoek ABC, en hulle gee vir ons dat AB gelyk is aan AC, dan kan ons sê dat hierdie basishoekies is met ander woorde die hoeke teenoor die gelykbenige sye. Daai basishoekies beteken hulle is gelyk. So ek kan sê hoek B is gelyk aan hoek C. As ons kyk na hierdie volgende driehoekie wat ABC is en hulle gee vir ons dat hierdie AB en AB en BC is gelyk, dan kan ek weer sê die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek is gelyk. Met ander woorde, daai hoekie A wat teenoor hierdie sy is en daai hoekie C wat teenoor daai gelykbenige sye is, beteken hulle is gelyk. Met ander woorde, ons kan sê in hierdie driehoek is hoek A gelyk aan hoek C. Stelling 4 is die omgekeerde van stelling 3. Met ander woorde, stelling 4 sê vir ons, as twee hoeke van 'n driehoek ewe groot is, dan is die twee sye teenoor hierdie twee hoeke ewe lank, en dit maak dat die driehoek dan gelykbenig is. So kom ons teken 'n voorbeeld van stelling 4. So kom ons kyk net weer wat sê stelling 4 vir ons. As twee hoeke van 'n driehoek ewe groot is, dan is die twee sye teenoor hierdie twee hoeke ewe lank. Die driehoek is dan gelykbenig. Met ander woorde, dit beteken as hierdie hoek B gelyk is aan hoek C, dan gaan dit beteken dat die twee sye teenoor hierdie twee hoeke gaan ewe lank wees. Met ander woorde, ons kan hulle dan so aandui. So, stelling 4 sê vir ons, omdat hoek B gelyk is aan hoek C, daarom is AB gelyk aan AC. Die volgende driehoekie het ons weer 'n ander twee hoeke wat gelyk is. As ons sê hoek A is gelyk aan hoek C, dan gaan dit beteken dat die twee sye teenoor hierdie twee hoeke gaan gelyk wees, want dit is wat ons reël vir ons sê. Met ander woorde, AB gaan gelyk wees aan BC. So, volgens stelling 4 kan ons sê, omdat hoek A gelyk is aan hoek C, daarom sal AB gelyk wees aan BC. Ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde wat gewoonlik in die eksamen gevra word. Nou hierdie vrae wat in die eksamen gevra word, is nou altyd 'n toepassing op die twee stellings. As ons kyk na driehoek ABC, dan word dit vir ons gegee dat hoek A gelyk is aan 75 grade, hoek B is gelyk aan A. En hulle gee vir ons nou dat
AC gelyk is aan BC en ons dui dit altyd met hierdie streepies oor die lyn aan, sodat ons kan sien dat daai twee sye gelyk is. Met ander woorde, as hulle nou vir ons in die eksamen vra, bereken die hoeke gemerk met letters, en dit is die voorbeeld van die driehoekie wat ons kry, kan ons gaan sê, daarom is A gelyk aan 75 grade. Want as ons nou mooi kyk, dan kan ons sien, die hoek teenoor die gelyke sye moet gelyk wees aan mekaar, die basishoeke. So, ek kan nou sê, hoek A is gelyk aan 75 grade, en my rede gaan daar wees dat AC gelyk is aan BC. Of die ander rede wat ons ook kan gebruik, wanneer twee hoeke teenoor gelyke sye staan, kan ek sê dat hoek A gelyk is aan 75 grade, want dat is gelyke hoeke teenoor gelyke sye. Die ander rede wat ons ook kan gebruik, is om te skryf basishoeke AC gelyk aan BC. Onthou, in meetkunde moet ons altyd redes gee vir wat ons sê. Kom ons kyk na ons volgende voorbeeld. Hier het ons driehoek D, E en F. Nou het hulle vir ons gegee dat hierdie hoek E is 128 grade. En hulle sê verder vir ons dat hierdie DE gelyk is aan EF, maar dit word met die streepies aangedui. En hulle gee vir ons verder dat F gelyk is aan hoek B. Nou kan ek uit hierdie stellings wat ons sê, dat die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek wat gelyk is stelling 3, kan ek om daai rede gaan sê hoek D moet gelyk wees aan B. En daarmee kan ek sê, want hulle is basishoeke, DE is gelyk aan EF. Of die ander rede wat ek kan gebruik, is gelyke hoeke teenoor gelyke sye. Daarom kan ek nou sê dat hierdie hoek D is mos ook gelyk aan B. Dan gaan ons nou terug en nou kan ons ons eerste stelling toepas wat vir ons sê die som van die binnehoeke van 'n driehoek is gelyk aan 180 grade. So, ek kan sê B plus 128 grade is gelyk aan 180 grade. My rede is dat dit binnehoeke van 'n driehoek is. So ek kan met dit sê, met ander woorde, 2B plus 128 grade is gelyk aan 180 grade. Verder kan ek nou sê 2B is gelyk aan 180 grade minus 128 grade, want ons pas mos nou ons algebra reëls toe om hierdie een oor te vat, want ons wil 2B alleen hê. So ek kan sê 2B is gelyk aan 52 grade, met ander woorde, ek wil nou weer vir B alleen hê, so wat moet ek nou gaan doen? Ek moet deel deur 2, want wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry B is gelyk aan 26 grade. Soos wat julle vertroud raak met die wiskunde, hoef julle nie altyd die stappies presies so aan te dui soos wat ek het, dat jy die deel deur 2 so duidelik aandui nie. Jy kan dit net die volgende stappies skryf. In ons volgende voorbeeldjie het ons nou vir driehoek ABC en hulle gee vir ons hoek A is 44 grade
en hulle gee vir ons dat AB gelyk is aan AC. Hier gee hulle vir ons hierdie hoekie is 1 en daai hoek is X. En onthou die vraag is nou bereken die hoeke gemerk met letters. Met ander woorde hierdie X is ons onbekende. Nou kan ons uit ons stelling 3 wat vir ons sê die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek is gelyk, kan ons mos nou sê die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek, dit beteken daai twee hoeke is gelyk. Met ander woorde, ek kan sê hoek B moet gelyk wees aan hoek C1. En my rede daarvoor is basishoeke, hulle is die basishoeke van AB wat gelyk is aan AC. Nou kan ek sê hoek B plus hoek C1, hoek B plus daai hoek C1 plus die 44 grade van hoek A. Moet mos vir my, kom ons skryf hom eers as hoek A, moet gelyk wees aan 180 grade, want onthou my rede wat ek altyd moet gee in meetkunde is nou binne hoeke van 'n driehoek. Dit was ons stelling 1. So, ek kan nou sê, hier kan ek sê hoek B plus hoek B plus 44 grade is gelyk aan 180 grade. Ek kan nou hierdie hoek B in hoek C1 se plek sit, omdat ek moes nou hier gesê het dat hulle gelyk is. Met ander woorde, ek kry nou 2 maal hoek B plus 44 grade, as ek die algebra doen, is nou 180 grade. So, ek kan sê 2 maal hoek B is gelyk aan 180 grade minus 44 grade, want ek moet mos nou die algebra doen deur daai ene oor te vat, want ek wil hoek B alleen hê. Met ander woorde, ek kry nou 2 maal hoek B is gelyk aan 180 grade minus 44 grade, en dit gee vir my 'n antwoord van 136 grade. Ek wil hoek B alleen hê, met ander woorde, ek moet deel deur 2 aan die linkerkant, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, hoek B gaan gelyk wees aan 136 grade gedeel deur 2, en dit gee vir my 'n antwoord van 68 grade. Nou kan ek mos sê, hierdie 68 grade is ook gelyk aan hoek C1, omdat hoek B gelyk is aan hoek C1. Nou kan ek sê, X plus die 68 grade moet gelyk wees aan 180 grade. En my rede is hoeke op 'n reguit lyn. As ek nou het, X is gelyk aan X plus 68 grade is gelyk aan 180 grade, dan gaan ek kan kry dat X gelyk is aan 180 grade minus 68 grade. En 180 grade minus 68 grade gee vir my 'n antwoord van 112 grade. Die ander manier wat ek nou ook te werk kon gaan om hierdie probleem op te los, is wanneer ek nou uitgewerk het dat hoek B gelyk is aan 68 grade. Dan kan ek nou daarvan af sê dat X gelyk is aan die 44 grade plus die 68 grade. En my rede is weer daar buitehoek van 'n driehoek. Want as julle nou mooi onthou, was ons stelling 2, die stelling wat vir ons gesê het, die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So as ek die sommetjie uitwerk van X is gelyk aan 44 grade plus 68 grade, dan kry ek ook 'n antwoord van X is gelyk aan
12 grade. So by meetkunde is daar dikwels meer as een metode om by die regte antwoord uit te kom. Kom ons kyk na voorbeeld 4. Voorbeeld 4 het ek ook nou weer eens driehoek ABC. Driehoek ABC gee hulle vir my hierdie boonste buitehoekie is 124 grade. Dan gee hulle vir my nou hierso by hierdie driehoek dat AB gelyk is aan AC. En onthou, omdat hulle dit vir jou aandui, kan jy dit aanvaar. As hulle dit nie vir jou aandui of vir jou gee nie, kan jy nie aanvaar dat die twee gelyk is nie. So, hulle het vir ons daar gesê dat AB gelyk is aan AC. En die vraag is mos nou, bereken die hoeke gemerk met letters, met ander woorde, ons moet hoek Y uitwerk. Nou kan ons gaan kyk, omdat hierdie twee sye gelyk is, beteken dit die hoeke teenoor die gelyke sye moet gelyk wees. Met ander woorde, ek kan sê hoek C moet gelyk wees aan hoek B, wat gelyk is aan Y. En my rede is, hulle is die basishoeke van 'n gelykbenige driehoek, en my gelykbenige driehoek is die sy AB gelyk aan AC. So dit is dan ook my rede. Met ander woorde, ek kan nou my tweede stellingkie gebruik, wat sê daai Y plus hoek C moet gelyk wees aan 124 grade. En my rede is, dit is mos nou 'n buitehoek van 'n driehoek. As ons kyk na die buitehoek van die driehoek, dan kan ek sê Y plus C moet gelyk wees aan 124 grade, maar hoek C is ook gelyk aan Y, so ek het Y plus Y is gelyk aan 124 grade. So 2Y is gelyk aan 124 grade en Y is gelyk aan 62 grade, want ek deel deur 2 aan albei kante. Ons laaste voorbeeldjie het ons nou hierdie sketsie met driehoek ABC, waar hulle vir my gegee het dat AB gelyk is aan AC. Die hoek wat hulle vir my gee wat onbekend is hierdie hoekie A, en dan gee ons hierdie C1 is vir ons aangedui. Hierdie hoek is aangedui as 30 grade, en hierdie hoekie is aangedui as 43 grade. As ons nou gaan kyk na C1, dan kan ek sê C1 is die buitehoek van hierdie driehoek. Driehoek ADC is daai buitehoek. Met ander woorde, ek kan sê hoek C1 gaan gelyk wees aan 43 grade plus 30 grade, en my rede is buitehoek van 'n driehoek. Dit gee vir my 'n antwoord van 73 grade. So hoek C1 is gelyk aan 73 grade. Maar nou kan ek sê hoek B1 is gelyk aan hoek C1. Hoekom is hoek B1 gelyk aan hoek C1? Want hulle is hoeke teenoor gelyke sye. Goed, so hoek B1 is gelyk aan hoek C1, en ek kan daar sê basishoeke AB is gelyk aan AC. Julle kan nou net ook mooi onthou die ander rede wat ons hier kan gee, wat ook belangrik is mos nou gelyke hoeke teenoor gelyke sye. Ok, so hoek B1 is gelyk aan hoek C1, met ander woorde, ek kan sê hoek B1 is dan ook gelyk aan 73 grade.
As ek nou kyk na om hoek A uit te werk, dan moet ek kan sê, maar A plus 73 grade plus 73 grade moet gelyk wees aan 180 grade, en my rede vir dit is mos nou weer binnehoeke van 'n driehoek. As ons dan nou A uitwerk, dan kry ons A plus 146 grade is gelyk aan 180 grade, met ander woorde A is gelyk aan 180 grade minus 146 grade, en dit is 34 grade. Dit is dan nou vandag se lesie oor stelling 3 en 4, waarby die toepassing gaan daar stelling 1 en 2 ook gebruik kan word. Jy kan hierdie stellings nou mooi inoefen deur jou volgende huiswerkies te voltooi.